Toets 1, 2, 3. 'n Goeie dag julle almal en vandag is ons by 2 Korintiërs hoofstuk 4. En dit handel oor 'n skat in kleipotte. Here, dankie dat u krag in ons swakheid woon. En ons skat is Jesus Christus wat in ons woon. Hebreëse kleipotte woon. Sonder u inwonende teenwoordigheid, Here, is ons niks. Baie dankie vir u liefde en u genade deur en aan die kruis. Amen. Ja, soos ons gesê het, vandag lees ons 2 Korintiërs 4 en baie welkom aan julle almal, maar uit tog hierdie oom Piet, wat eers sy sê wil inkry. Hy sê dat Paulus sê, ons dra die evangelie soos 'n kosbare skat in 'n gewone kleipot, en daarom breek ons nie as ons verdruk word nie. Ja, hy praat eerlik oor swaar kry, verdruk, verward, vervolg, neergegooi, geslaan, geskop, kaal uitgetrek in die publiek en in blokke vasgegooi, maar nie vernietig nie. Ja, hy kyk nie na wat gesien word nie, maar na wat ewig is. Ja, in hierdie hoofstuk leer ons hoekom God juis 'n swak potte kies, wat vol krake is, wat broos is. Dankie Jolien, en ons is klaar, jy kan maar vir ons lees, 2 Korintiërs 4. Goeiemôre. Vandag lees ons 2 Korintiërs 4. Jesus Christus, die enigste onderwerp van die prediking van Paulus. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen. En ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik, die ongelowige is in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ons die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons ook. Want ons weet dat hy, wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God. Oproep. Doel en vrug van die lyding, die onsigbare dinge gestel teenoor die sigbare. Daarom gee ons nie moed op nie,
Maar al vergaan ons uiterlike mens, ook nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons in alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Vader, mag hierdie dinge in ons harte vasgemaak word. Nou ja, tot sover vandag. Marie kom ouma die vertrek binne gestap en sy gaan sit op 'n kombuisstoel langs die tafel. Die stoel kraak hard in die stil vertrek. Luister na my, sê ouma onnodig. Ja, want sy weet, almal se ore is gespits om te hoor wat sy te sê het. En sy sê, as 'n kleipot kraak, sien jy wat binne in die pot is. As ons lewens kraak onder druk, moet mense nie ons sterkte sien nie. Hulle moet Jesus se lig sien, wat deur die krake skyn. Moenie jou krake wegsteek nie. Laat die lig deurkom. Laat Jesus binnekom, want hy is die lig. Die skat in kleipotte en ouma los 2 vrae aan die groepie mense daar in die kombuis, waar die vuur kletter in die koolstoof. Ouma se oë dwaal van die een persoon na die ander en sy vra aan die groepie, almal wat daar teenwoordig is. Sy sê, ek het net 2 vrae en antwoord elkeen homself in sy hart. En die eerste vraag is, waar voel jy vandag verdruk? En kan jy God vertrou dat hy nie toelaat dat jy verpletter word nie? En die tweede vraag wat ouma daar in die stilte inskiet. Laat my swakheid mense na Jesus kyk of na my toe kyk. Here, skyn deur ons brose porselein kleipotte, sodat U vir almal wat na ons kyk sigbaar is asseblief. En ons bid dit tot U eer en in U naam alleen, Jesus. Amen. My vriend, staan op van jou knieë af en skud af al die stof en die laste wat jy dra. Staan net op en weet jy is vergewe, want elke een van jou gebede het die hemel reeds gehoor. Ons maak almal foute waaraan die wêreld ons soms meet, en ons elkeen het 'n storie wat ons eerder wil vergeet. Maar niemand dra jou skoene of ken die pad wat jy moes loop, en net jy betaal die boete en ken die drome wat jy droom. Die lewe se storie wat jy nie vooruit kan voorspel, en jy weet nie altyd voor die tyd watter kaart jy op gaan tel. Maar iewers in die verte skyn daar 'n liggie net vir jou. Het die Vader reeds jou huis op die berg vir jou gebou. My vriend, staan op van jou knieë af en skud af al die stof en die laste wat jy dra. Staan net op en weet jy is vergewe, want elke een van jou gebede het die hemel reeds gehoor. Elke een van ons is kosbaar, onvervangbaar, spesiaal, en die mooi in elke mens is die ware som totaal. Elke een van ons is hier vir goeie rede. Jy is volmaak gemaak.
al jou gisters is vergewe. My vriend, staan op van jou knieë af en skud